Daar is hy, loof die naam van die Here Jesus Christus. Sê gou vir my, sê jy is opgewonde daaroor, dat jy in die donker in die huis van die Here is. Amen. Daai, 'n paar ander ouens lê nog so op hulle ruggens en saagbalke. Maar jy het gekies om in die huis van die Here te wees. Hoor hoe hierdie maak my opgewonde. Hy wat my vroeg soek, hy sal my vind, sê die Here. Nou jy vanoggend gekom, want jy wil regtig God ontmoet. Vanoggend. Amen. Amen. Nou kom ons maak ons oor toe, dan bid ons net gou saam. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Ons loof U, ons prys U, ons verheerlik U naam, Here. U is heilig, U is ons God, Here. Kom met U heerlikheid, Here. Kom in U krag, Vader. Kom in U majesteit, Here. Raak ons met U liefde aan vanoggend, Here, my God. Here, raak elke man in die dieptes van sy siel en sy gees, Here, aan, Vader, sodat wanneer hy vanoggend uit hierdie plek uitstap, Here, dat niks ooit weer dieselfde vir hom sal wees nie. Ons dankie en ons ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Julle weet wat toe ek nou aan die einde van hierdie gebed bid, laat niks vir hom ooit weer dieselfde sal wees na hierdie boodskap van die manne vanoggend nie. Nee? Weet julle wat, dis hoe jy na die huis van die Here moet kom. Jy moet soos 'n donkie wat vir 'n ou 'n paar kossietjies kom, nie? Nee? Jy moet kom, maar dat God, jy moet so 'n verwagting hê, dat God jou hart en jou lewe so magtiglik sal penetreer, nee, dat jy nooit ooit weer dieselfde gaan wees daarna nie. Amen. Amen. Okay, nou, ek wil met julle deel wat hoor ek. Ek loop hier en bid vanoggend. Nee? En terwyl ek so bid, nou dink ek aan hierdie vlees wat besig is om kinders van die Here heeltyd te potjie. Né? Ek dink, dit kom net so in my gedagtes. En toe dit in my gedagte, toe dit so by my kom, né? Robbie, toe hoor ek, hardloop na die lig. Hardloop na die lig. Come on, manne. Weet jy nog hoe voel dit om te hardloop? Jy is ons ouer raak en dan wil die bene nie meer so lekker beweeg nie. Weet jy nog, ek het vir François eendag hier so in die kerk gejaag toe. Hulle dink is net jong manne wat kan hardloop, nee, maar toe vang 'n ou man om amper. Ek was so op sy hake. Nee, dis hoe jy moet hardloop na die lig toe. Julle, ek wil dit vir jou sê, jou antwoord, ek kom gee vir julle vandag julle antwoord. Hardloop na die lig. Amen. Johan, wat sê jy? Amen. Prys die naam van die Here. So, ek wil vanoggend open met hierdie. Ek het hierdie al met julle gedeel, maar hierdie moet saam met hierdie boodskap gaan. Dis 'n droom wat daai pastoor Jan oor my gehad het, en hom en sy vrou, oor my vrou, oor hom en sy vrou. Ons het hier in Hartbeespoort, het ons op 'n plein gestaan, né? En hy sê die volgende oomblik, terwyl ons nog so by mekaar staan, toe kom daar 'n weerligstraal, né, uit die hemel uit. Hy sê, en slaan hier agter bo my kop, kyk hy so oor my kop, slaan daai weerligstraal so bo my kop. En hy sê, toe die weerligstraal slaan, toe staan die woorde helder daar so, Jahweh. Né? En hy skreeu, kyk daar, en hy wys so, en hoor nou hier, hy sê, toe hy skree, kyk daar in die droom, toe swaai ek so om en ek kyk so vir dit. Hy sê, en toe ek vir dit kyk, hy sê, daar sien hy, daar trek ek al weg, maar ek hardloop na daai lig toe, na daai weerlig toe, né? Hy sien net, daar gaan ek. Ek hardloop na daai lig toe. Julle, dit is hoe dit in ons geesteslewens moet wees. Ek kom na julle om vandag vir julle te sê, dat Jesus Christus het gekom. Jesus Christus is binne in ons. Ek sê nie, hy het op die wolk al gekom nie, maar hy het vir jou gekom. Nee? En daar het 'n openbaarmaking van Jesus Christus binne in jou plaas gevind. Nee? En weet jy wat? Hierdie wêreld hier buite en die mense hier buite is aan allerlei bindinge van kettinge van dinge wat hulle bind. Maar jy, as jy, in die krag
van die liefde wat van binne in jou is, na die lig Jesus Christus toe sal hardloop, nou, dan gaan jy sien wat doen het. Ek het nou vergeet, ek moes hierdie eintlik voor die droom gesê het. Daai oggend, voordat hy die droom met my deel, is ek besig om wakker te word, né? En ek hoor net heeltyd hierdie woorde, en weerlig sal op jou val. En weerlig sal op jou val. Nou staan ek op, nou trek ek vir die manne gebed aan, né? Ek trek aan, en ek hoor, en weerlig sal op jou val, né? En ek tog, ja, okay, né? Jiggie, dis nog 'n woord daai, né? Dink ek so, maak my foon oop, hier is die droom op audio wat hy vir my gestuur het, wat hy van ons gedroom het. En weerlig sal op jou val. Julle, kom on manne, verwelkom die hemelse lig, Jesus Christus, om in krag soos weerlig op jou te val. Amen. Amen. Halleluja. Daarom, Romeine 8 vers 5. Kom ons, ek wil hierdie boodskap vanoggend, hierdie een wil ek eintlik save, hierdie een moet een wees, wat ek sommer op YouTube kan sit, en ek wil hom uitstuur, en ek wil alles doen, want hierdie is die tipe boodskap. Ons het gekom om hierdie wêreld te oorwin, nie om onder hierdie wêreld te buig nie, hoor. Okay, ons het gekom om hierdie wêreld te oorwin. Right, goed, Romeine 8, hoor nou net hier. Okay, voordat ek hierdie lees, is jy 'n geestesmens of 'n vleeslike mens? Geestesmens, is jy 'n geestesmens? Amen, alhoewel jy in 'n vleeslike liggaam woon. Nee, lewe, of sê die woord, lewe ons nie meer na die vlees nie, maar na die gees. Amen. Het jou hart vir Jesus deur die wedergeboorte gegee? Amen, jou eerste stap is 100% daar, nee. Is jy groot gedoop? Was jy gehoorsaam aan die Heilige Gees en gesê, laat julle doop? Nee, was jy gehoorsaam aan dit? Jy sê, amen, jy het jou tweede stap in die Gees geneem. Nee, daarom wil ek vandag vir julle sê, nee, ons is geestesmense. So luister nou na hierdie woord. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Kyk, ek wil nou sê, breek nou net daar. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. So wat moet jy jou daai hardloop na die lig? Wat moet jy gedurig jou op instel? Kom aan, geestesman van God. Kom aan, praat ek met jou, praat ek met die ander ouens. Toe ek sê geestesman van God, jy jouself dadelik uitgesluit of jy jou dadelik ingesluit? As jy jouself ingesluit het, dan sit jy jou gedagtes op die geestelike dinge en jy fokus daarop om heeltyd drywend te wees om die geestelike te bedink. Alright. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood. Kom nou. Want wat die vlees bedink is die dood. Okay, maar wat is dit om die vlees te bedink? Kom ons gaan, en ons gaan kyk net, wat sê 1 Johannes 2 vir ons? Wat dink julle? Sal jy graag wil weet, wat is dit om die vlees te bedink? Right, hier kom hy. 1 Johannes 2 sê, moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie. Daar is hy. Moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, as iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie. Want as iemand die wêreld liefhet, dit beteken jou dryf. Moet hy kar, ek moet hy plaas, ek moet meer geld, wat kan ek doen? Nog meer geld, nog meer hier, al hierdie dinge, die begeerlikhede, al hierdie dinge wat die wêreld wil hê, wat die glamour en die glory van hierdie wêreld vir jou bring. Wat die glamour, die eer en die glory van hierdie wêreld vir jou bring. Okay, moenie die wêreld lief hê. Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees. Alright, ons sukkel nog met dit, kom aan, sukkel ons nog met hierdie? Okay, hamer ons dit, om te laat val en op om te trap, die vlees, die begeerlikhede van hierdie wêreld? Amen, maar ek gaan nou hardloop na die lig, is jou antwoord eintlik. Okay, hardloop na die lig is jou antwoord. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe,
is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Moet ek dit gou weer sê? Die begeerlikheid van die oë en die begeerlikheid van die vlees is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Maar hoor wat sê hy? En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Sorry, ek dink nou net aan iets. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Julle luister gou hierso. Hierdie is nie 'n boodskap nie, dit is nie. Hierdie is 'n boodskap om jou te kry, om te begin aktiveer, om die ewige dinge te doen. Julle, hierdie wêreld gaan verby, so. Die woord sê, nou is ons mis voor die son. Né? In die vroeë môre as jy opstaan, dan lê hy mis so. Maar die son is net so bietjie op, dan hy mis weg. Né? Dis hierdie wêreld. Hoekom wil ons vir ons koninkryke in hierdie wêreld bou? Né? En môre weggesit. Maar wil jy vir jou 'n ewige besitting bou? Wil jy ewige kwaliteite hê? Wil jy ewige prys hê? Wil jy ewige lewe hê? Wil jy ewige bestaan hê? Hardloop na die lig. Jesus Christus is die lig. OK, hardloop na die lig. OK. So, weet ons nou wat is die begeerlikheid van die vlees? Né? Alright. Nou, ek gaan nou weer terug na Romeine 8 toe, en vers 13, kyk gou wat staan hier, Romeine 8 vers 13, hy sê, OK, van vers 12 af, hy sê, daarom dan my broeders, is ons nie skuldenaars aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Ons is nie skuldenaars aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Julle luister gou, wat het met Adam en Eva in die tuin gebeur? God het gesê, as julle van die boom van kennis goed en kwaad eet, van al die bome in die tuin, julle kyk hoe wonderlik is dit, die Here gee julle alles. Hy sê, maar hierdie een mag jy nie aanvat nie. Die boom van kennis goed en kwaad. Jy mag nie aan hom eet nie, anders sal julle sekerlik sterwe. Het Adam en Eva gesterwe, toe hulle van die boom geëet het? Ek vraag gou 'n vraag. Het hulle gesterwe? Amen! Wat is die groter lewe, die vleeslewe of die geeslewe? Adam en Eva het die geeslewe van God in hulle, bo oor hulle gehad, alhoewel hulle 'n fisiese liggaam ook gehad het, né? En die ou slang het geweet, julle moet altyd dit, as die duiwel na jou toe kom en hy bring iets voor jou, en hy probeer God 'n leenaar uitmaak, dan moet jy altyd weet, dit wat hy voor jou hou, hoor gou hier, dit wat hy voor jou hou, is nie eintlik waar agter hy aan is nie. Is agter iets groters aan. Jy moet dit altyd besef, né? Hy sê vir jou hierdie prentjie en hierdie goed wys, maar daar is 'n hidden agenda. OK? So Adam en Eva staan daar en die slang is besig met hulle, die ou vyand is besig met hulle. Guess what? Julle sal sekerlik nie sterwe nie. So 'n leenaar. Ja, hulle gaan nie fisies sterwe nie. Maar al die heerlikheid van God en sy teenwoordigheid wat alreeds inwonend en oor hulle is, gaan van hulle afgestroop word in een oomblik en hulle gaan daai geesteslewe verloor. Hulle gaan alles verloor. Soveel so dat Adam sal gaan werk en Eva sal kinders met moeite baar. Nou julle luister gou hierso. Né? Dit wat in die tuin waarheid is nou waarheid. Jy is nou weer wedergebore. Jy is weer herstel met God. Nou, hoor gou hier, nou. Die Heilige Gees is nou weer inwonend binne in jou. Sy heerlikheid is in jou en oor jou. OK, hoor nou hier kom die slang alweer, met die vlees, die appeltjie.
Die vlees, hier is hy. Né? En hy sê, want as julle na die vlees lewe, hierdie is God wat praat. Hy sê eintlik, as jy van die boom van die kennis van goed en kwaad eet. Julle is dieselfde ding, nou, toe en nou. Hoor nou, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Dan sê hy, want as julle in die vlees lewe sê, maar as julle deur die gees, hardloop na die lig, deur die gees, né, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hierdie maak my opgewonde. O, julle luister hierso, dit is so maklik soos, hardloop met al jou mag na die lig. Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? So, Here, ek prys U. Nou, hoe doen jy dit? Jy vat sy woord en jy lees hom met 'n liefde en 'n passie om deur hierdie woord getransformeer te word. Nou, so manne, ek kom vanoggend na julle toe. Onthou Jesus, Nico, jy onthou Jesus vandag en elke oomblik in jou dag, okay. En daai wat as jy vergeet het, hang nie swart oor jou kop nie, ne? Maar 'n liefde het jou herinner, ne? Om net gou weer met jou God te praat. Ne? Hardloop na die lig. Andrei, ne, gaan skyn die lig in 'n donker plek. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Hoekom is hierdie so belangrik? Julle luister gou hier. In daai droom wat daai pastoor van my gehad het, né, waar ek en hy daar staan, toe hy die weerlig met die naam Yahweh, dis Jesus, né? Toe hy die naam so oor my sien slaan, toe sien hy hoe swaai ek om en hy sê, wat doen ek? Ek hardloop met al my krag na die lig. En ek wil dit vir julle vandag gee. Kom aan julle, wil jy van die boom van die kennis van goed en kwaad eet en sy appels eet en dis lekker, maar iets gaan van jou afval. Iets gaan doodgaan. Skille gaan op jou oë kom, sodat jy die geestesdinge nie meer kan sien nie. Of maak jy 'n besluit, julle, dat jy, as jy gesondige dit sal bely, dis ook om te hardloop na die lig. Hoor gou hierso, julle. Wanneer jy sonde bely, dan hardloop jy na die lig. Het jy dit geweet? Kom ons sê jy het iets verkeerd, jy het iets verkeerd gekyk, jy het iets so verkeerd gesê, nou, jy het iemand te nagekom, nou, duisternis het nader gekom, nou, en jy hardloop na die lig. Amen. Amen. Right, dan volgende. Hoor gou hierso. 2 Korintiërs 3 vers 15, een van my absolute gunstelingsskrifte. Onthou hierdie? Dis julle pastoor se gunstelingsskrif. 2 Korintiërs 3 vers 15 van daar af. Hoor gou wat staan hier. Hierdie maak my opgewonde. 2 Korintiërs 3 vers 15. Hoor gou hier. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is. Okay, ek wil net gou vra, is jy tot die Here bekeer? Is jy? Ek vra nie of jy foute maak nie, ek vra of jy tot die Here bekeer is. Sê jy, die Here is jou Here? Okay, goed. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. En dan kom hy nou. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die Here is die Gees. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal, julle hier sy, is eintlik vers 18. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, hardloop na die lig. Terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, hoe is dit? So aanskou jy die Here met 'n onbedekte gesig. Vader, tot wie bid ons? Die Vader. In wie se naam? Wie is die deur? Jesus Christus. Right, nou sê jy, Vader, in die naam van Jesus Christus, U Seun, kom ek na U. Julle, as jy op die opregtheid van jou hart dit doen, staan jy skielik voor God, die Vader. Jy staan voor God, die Vader. En jy aanskou die Vader met 'n onbedekte gesig. Staan jy voor die Vader. Hardloop na die lig. God
is lig. Nou, hy sê, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, hoor nou hier, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons verander na dieselfde beeld. Yes. Nou, as dit jou nie opgewonde maak nie, dan is jy 'n Christen nie. Hoor gou hier, terwyl ons almal sê, Vader, ek kom na U in die naam van Jesus Christus, die Seun, gaan die deur oop. Jy's in die heerlikheid van die teenwoordigheid, in die allerheiligste, voor die troon van die lewende God, en niks is tussen jou en God wat skeiding bring nie. Julle, en terwyl jy hom aanskou, soos in 'n spieël vir God kykende, word jy verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here, wat die Gees is. Word jy verander? Word jy verander? Kom ons sê almal gou saam, Vader, ek kom na U, in die naam van Jesus Christus, U Seun. Halleluja! Laat U naam geheilig word. Jy staan skielik in die teenwoordigheid van die lewende God, né? En jy word skielik, terwyl jy dit doen, op hierdie oomblik verander. Jou beeld word verander, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here, wat die Gees is. En hierdie wat ek nou met julle gedoen het, is 'n werklikheid en 'n realiteit. En ek en jy moet meer en meer op God roep. En so, man, as jy huis toe ry, moet jy dit al doen. As jy by die werk is, moet jy dit doen. Jy moet met die Here praat in elke oomblik. Sê, Vader, in die naam van Jesus Christus, Jesus is die deur. Ek kom na U toe. Hy maak, jy gaan in die heerlikheid van die Vader in. Dit is as 'n spieël. Hy gaan vir jou die godsbeeld gee. En dan, hierdie is daai wat ek Sondag in die kerk gesê het, you become what you behold. Dit waarna jy kyk, dit sal jy word. Dit waarna jy kyk, dit sal jy, na wie jy kyk, wil ek eintlik sê, in hierdie geval, na wie jy kyk, dit sal jy word. Jy sal getransformeer word, elke oomblik, hoe meer tyd jy in hom, in sy teenwoordigheid spandeer, meer en meer, in sy beeld, in sy heerlikheid, in sy teenwoordigheid. Daarom het so baie kinders van God die glans van God op hulle, wanneer hulle uit die heerlikheid van die teenwoordigheid van God kom. Inspireer hierdie jou. As jy besig om besluite te neem, nou gaan ek bid soos ek nog nooit gebid het nie, ek wil heeltyd in sy teenwoordigheid staan, amen. Ek wil heeltyd in die teenwoordigheid van God. Ek wil getransformeer word om te lyk soos wat hy lyk, om te dink soos wat God dink, om te doen soos wat God doen, om te praat soos wat God sal praat, om hartsbegeertes te hê, soos wat God sinne is. En ek wil net vir jou gou 'n nieuwsflash gee, God se hartsbegeerte was om jou te maak. Dit was een van die begeertes van God, toe maak hy jou. Jy is nie maar sommer net hier, omdat jy deur 'n bloedlyn op 'n mission iewers, en jy is maar een van die ertjies wat by die pot uitgespring het nie. Hy konna. Jy's pertinent gekies deur God, omdat hy jou lief gehad het in sy hart, toe skep hy jou. En toe sit hy jou in 'n menslike liggaam, toe jou pa en ma met jou swanger geraak het. Toe sê hy, okay, kom ons gee hierdie enetjie, gees en in lewe. Toe trek hy jou uit die hemel nader, hy sê, ek sit jou hierin, gaan vir my deur hierdie aarde en maak 'n verskil. Gaan demonstreer my heerlikheid aan 'n verlore gaande wêreld. It's amazing, hè? Okay, amen. Goed. So, maar pas op nou vir die volgende een. Ek wil net hierdie waarskuwing ingooi. Dit is Johannes 3, en dan sluit ek af met dit. Ons moet net vir die ene pas op, want hoor gou hierso julle.
Satan wou gelyk aan God gewees het, hè? Toe klim hy op die troon van God. Nee, hy het nie dit reg gekry nie. Hy wou dit hê. Hy wou dit graag hê. Né? Toe sien hy, maar hy alleen gaan dit nie maak nie. Toe begin hy engele draai teen God saam met hom. Ek weet nie hoe hy dit reg gekry nie, né? Weet nie. Ek weet nie of hy iets op hulle gekry het, of ek weet nie hoe nie, né? Maar hy het dit reg gekry, né? Want hy het geweet, hy kan dit nie alleen maak nie. Maar hy het duidelik die lewende God onderskat. God het nie self teen Satan gaan veg nie, hy het net vir Michael gesê, Michael, gaan oorwin hom. Ek sê jou nou, as God een woord gespreek het hy die Satan en al die engele, wat nou demone op die aarde is, né? Jy weet, 'n demoon is 'n geval 'n engel, né? Okay. Het hy al die engele met een woord, met die asem van sy mond, in een woord verteer. Satan het gedink hy ken God. Hy het nie 'n idee gehad met wie hy rarig te doen het nie. Nah. Ek wil net hê, julle, kom ons soek hom in sy heerlikheid van sy teenwoordigheid. En weet julle wat? Satan gaan vir jou vertel hoe moeilik dit is. Okay? Hy gaan nou vir jou vertel hoe moeilik. En wanneer die vlees in jou begin trek, né? Gaan hy vir jou sê, jy kan nie, hierdie is so sterk vir jou. Man, hardloop na die lig. Dis 'n keuse ver om te sê, ek sal met al my mag en al my krag na die lig Jesus Christus toe hardloop. En dan sê ek vir jou, weet jy wat's wonderlik, né? Die lig sal jou ontmoet. As jy na die lig toe hardloop die lig na jou toe. Yes. As jy na die lig toe hardloop die lig na jou toe. Waar kry jy dit? In die verhaal van die verlore seun. Hoor gou hierson, né? Die vader, toe hy sy seun op die horison sien aankom, sê hy in die verhaal van die verlore seun, het die vader na sy seun toe gehardloop. Sy seun was besig om aan te kom. Die vader, dit is 'n beeldspraak van God die Vader. Die verlore seun is beeldspraak van mense op hierdie aarde, of ons, of wie ook al, wat afgedwaal het in dit, en omgedraai het, en hier kom hy, en die vader sien hom op die horison, en hy hardloop, die woord sê, hy hardloop na hom toe, hy het hom vasgegryp, en hy het hom onophoudelik gesoen. Wow! Okay, ek sluit af met, waar is ons? Johannes 3, hoor gou, check gou wat staan hier so. Ek wil julle hierdie waarskuwing gee, okay. Het julle al gehoor dat jy kan nie enige iemand vra amper wat homself die stempel Christen gee, né? Het jy die Here lief? Ja! Ek het Jesus lief, né? En as hy dit vir jou sê, dan moet jy vir hom vra, maar het jy hom liewer? Ek gaan dit nou met skrif vir julle wys, okay. Vra hom of jy hom liewer het. Okay. Johannes 3 vers 19 sê, en dit is die oordeel, dat die lig, dit is Jesus Christus, in die wêreld gekom het. En die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Kan julle hoor gou hê, het jy hom lief of het jy hom liewer? Vir Jesus. Dis nie dat hulle Jesus nie lief het nie, hulle het hom ook lief. Maar hulle die duisternis net liewer. Hoekom? Want hulle doen dit die hele tyd. Hulle jaag dit na, hulle koester dit, hulle hang dit aan. Nee? Iets wat jy lief het, hang jy aan. Jy soek dit in jou lewe, maar jy het Jesus daarom ook lief. Kom ons kyk gou weer na hierdie skrif. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig. Sjoe, dis harde woorde. Miskien moes ek dit nou nie gesê het nie. Of moes ek? Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig,
en kom nie na die lig toe nie. OK. Nou, ek wil net op hierdie, nee, ek wil net gou hier stop. Is die enige een hier wat nog nie meer sondig nie? Enige een. Geen sonde nie. Onsondig nog, nee. Beteken dit jy haat die lig? Nee, dis nie wat hierdie skrif sê nie. Hy sê, hulle wat die duisternis liewer het, nee, haat die lig, want hulle kom ook nie na die lig nie. Hoekom nie? Hoor gou hierso. Sodat die werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is nie. So hoor wat gebeur nou hier. Wanneer ons, julle nie een van ons is volmaak nie, OK? En hoekom het ons 'n woord gekry, hardloop na die lig? En vir wie het hy dit gegee? Vir sy kinders, vir hulle wat reeds wedergebore bloed gekoop is. Dis julle, né? Sê hy, terwyl jy nog sukkel, onthou heiligmaking is nie, dis 'n proses. Né? En God weet dit, ek weet dit en jy weet dit, né? OK, hoor nou hier. So as jy die lig Jesus Christus waarlik liefhet, né? En wanneer jy die werke van die duisternis wel toegelaat het in jou lewe, en jy sê nie, dit is nou maar so nie, ja, ek sal dit nou maar seker eendag reg kry nie, as jy nie dit sê nie, want dan het jy die duisternis liewer as die lig, né? Maar wanneer dit gebeur het, dat jou vlees jou oorweldig het, né? En die vyand 'n struik vir jou gestel het, en jy wel daarin getrap het, né? Jy na die lig Jesus Christus toe hardloop, in elke omstandigheid, in elke sonde, in elke struikeling, in alles hardloop jy na jou Here toe. Maak nie saak wat met jou gebeur het nie. Wil ek vir jou sê, het jy die lig liewer as die duisternis. Dan het jy die lig liewer as die duisternis, né? Want wanneer dit oor jou kom, of jy gestruikel het, né? Haat jy dit, né? En jy roep na jou Here, daar begin jy hardloop. Nou begin jy hardloop, né? Jy roep na jou Here, was my met die bloed, reinig my die Here Gees, Here, verlos my van die krag van hierdie ding wat my bind, my God. Nee, jy's besig om na die lig toe te hardloop. Die lig sal kom, en hy sal jou kom ontmoet. En hy sal jou, soos die verlore seun, oorgegooi. Hy sê, Vader, ek is nie waardig om die seun mee genoem te word nie, maar as u my net 'n dienskneg maak, nee, laat ek net by u huis kan wees. Ek sien sommer hoe maak jy Vader hom stil, hy sê, bring skoene vir sy voete, bring vir hom 'n nuwe kleed, was hom, bring 'n ring vir sy vinger, ek herstel jou as seun. En julle hoor gou hierso, dit gebeur elke keer en heeltyd, wanneer ons na Jesus Christus in die lig toe hardloop, wanneer ons wel gestruikel het, dit is nie ons hartsbegeerte nie, maar dit het gebeur, en ons hardloop na hom toe, kom totale, volle herstel vir jou. Amen. So, ek hoop hierdie boodskap het jou opgewonde gemaak. En weet julle wat? Dit is nie moeilik om na die lig toe te hardloop nie. Het die seun homself gereinig of het die Vader die seun gereinig? Ek praat nou van die verlore seun. Het die seun homself vergewe of het die Vader hom vergewe? Die Vader het hom vergewe. Wat het die seun reg gedoen? Hy het teruggegaan na die Vader toe. Julle, ons het 'n verlore seun situasie, partykeer 10 keer op 'n dag, jy weet nie so baie nie, maar okay. Per dag, dalk, okay. Dalk nie so baie nie, want soos wat die Here jou transformeer, en soos wat jy na hom toe hardloop, en jy kyk bo op hom, van heerlikheid tot heerlikheid, is jy besig om te verander word, soos wat hy is. Maar moenie vergeet nie, dit is 'n proses. Jy moet net aanhou om na hom toe te hardloop. Amen. Ek wil vir ons 'n gebed doen. Kom ons maak ons oë gou toe. Vader, ons kom na u in die naam van Jesus Christus, die seun, Here. O Here Jesus Christus, u is die lig wat aan hierdie wêreld toe gekom het. U het ons verlig. Ons het die prys aangeneem wat u vir ons betaal het.
Daarom, Here, was ons met die bloed, reinig ons deur die Gees, Here, o Here, en maak los binne in ons 'n brandende ywer, Here, om na U toe hard te hardloop, nooit van U weg te hardloop nie, Here, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, maar na U toe te hardloop, my God. Ons dank U daarvoor, en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Halleluja. Dankie, Jaco. Kom ons